Goeiemôre almal. Baie welkom by ons erediens weer vanoggend. Dis altyd 'n voorreg om ook so saam in die teenwoordigheid van die Here te wees en ook almal wat dan by die huis saam met ons inskakel. Vir elkeen ook baie welkom. Dit is wonderlik, is altyd mooi as mens instap in daar sang en musiek. Maar vanoggend was dit nou nogal baie besonder om in te stap in daar so gewyde stilte. Dit is amper so asof dit inpas by die tyd van die kerk waarin ons bevind in die lydenstyd. Daar is 'n paar afkondigings wat ons net hierdie week kan onthou. Daar is nie môre aand predikante byeenkoms nie, maar wel Dinsdag aand 5:30. Nee, ek jok nou. 5:30 en dan is dit GOB om 6:00. Dan is daar hierdie week Heuwelsig byeenkoms Dinsdag en dan is daar nou nie hierdie week Bybelstudies nie vanweë die baie kort skoolvakansie. So vir almal wat die skoolvakansie so 'n klein bietjie kan geniet dit baie en vir die wat tyd moet kry om kinders besig te hou, geniet dit ook. Dit is baie spesiaal. Daar is dan nou ook nie vanaand en volgende week katedese of aand erediens nie. Ons begin dan weer die 13de April daarmee. En dan so van die 13de April gepraat, dit is weer koffiekerk en Dr. Annelie Botha kom 'n bietjie met ons gesels rondom die kwessies wat ons het rondom doop in die algemeen. So is baie welkom om die 13de April na Dr. Annelie Botha te kom luister by die koffiekerk. Dan ons vra voorbidding vir die volgende lidmate, Winnie Steenkamp, sy is nog steeds in die hospitaal, Louisa Maree, Michaela de Lange, vir Elmarie Swart, vir Rita Terstege, vir Sari de Tooy en vir Willie van der Merwe. Ons vra voorbidding vir almal. Nie almal is noodwendig almal siek op die oomblik nie, maar het dalk ook net gebed van ondersteuning en liefde nodig. Dan sal u weet dat die goeie nuus vir die van u, die gevriesde etes kan nou afgehaal word vandag. So lyk vir my as mens nie spring om dit af te haal nie, dan gaan iemand dit voor jou neus opraap. So spring asseblief en kry julle gevriesde etes dan nou ook na die tyd. Dan het ons ook die stasies van die kruis wat oor 2 weke begin, vanaf die 14de April, die maandag, tot en met die Saterdag, die stil Saterdag, na afloop van Goeie Vrydag, en dan die Paastyd is dan nou Goeie Vrydag op die 18de April en Opstanding Sondag op die 20ste April. So jy word regtig genooi om hierdie tyd ook saam met ons deur te bring. Dan die verjaarsdag. Koos Engelbrecht word op 5 April 80 jaar oud en Badi Badenhorst op 5 April 81. Julle moet my nou help. Kyk maar, ek sien nie 'n hand nie. So ons sê baie geluk en mag dit 'n geseënde jaar wees vir hulle, maar ook vir u elkeen wat dan nou in hierdie week verjaar. Dan die stapgroep. Volgende Saterdag stap ons by vir die Glen Natuurreservaat. Ons kry mekaar 8 uur in die parkering en dit is R21 per persoon. So wat dan nou beter, dus so, ons begin so regtig in die herfs instap. So geniet hierdie stap, julle kan vir Kotie laat weet as julle saam stap. Volgende week Saterdag, die 5de April. Dan die gemeente se 60ste viering. Ek glo almal het nou al kennis geneem dat u die datum van 7 tot 8 Junie moet ooplos. As al enige iemand van u is wat asseblief nog vir die kantoor of vir Sandra self net kan inligting deurgee. As jy dalk ergens 'n foto het, al lyk dit hoe snaaks vir jou, of jy onthou 'n staaltjie en jy dink, ag, wie sal dit nou wil lees? Gee dit in elk geval vir haar, want ons kan dit ook regtig gebruik. Of sommer net 'n mooi storie oor iets wat tussen lidmate gebeur het, of 'n projek, of net iets wat vir jou uitstaan. Dis deel van ons vieringe, so bring dit vir die kantoor, of gee dit asseblief vir Sandra. Dit sal ons baie help. Dan vra ons ook net dat ons net sal onthou, rondom, dan ek 'n persoonlike vraag vir die stasies, as daar van u is wat miskien 'n fontein het, 'n kleinerige fontein wat 'n mens op 'n tafel of binneshuis kan gebruik,
waar mens daarom die water kan hoor vloei, en jy is bereid om hom te leen, dan weet vir my asseblief, dit sal baie help. Baie dankie. Dan onthou ons drink eers weer koffie en tee die 13de April, en ons is baie dankbaar ook vir die Here, vir al sy liefde, al sy genade, alles wat hy ook vir ons doen, dit is vir ons kosbaar, en ons wil regtig ook in 2025 aanhou, om ons roeping met baie ywer te lewe, maar daaroor wil ons ook graag ons databasis in so 'n manier opgradeer dat ons ook weet, wat is ons belangstellings, wat is ons passies, so u sal dit op die boodskappertjie ontvang het, vul dit asseblief in, en houd op om dit asseblief ook vir ons in te vul. Baie dankie. Ons gaan nou toetrede vanoggend, begin met gesang 471, en ons gaan dit doen, ons gaan hom 2 maal deurse. Dankie. Ek bid dat Christus in julle harte sal woon en dat julle uit die liefde sal leef en op die liefde sal bou. Gemeente, genade en vrede vir elkeen van ons, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Oh
Ons luister dan nou na die kantorai. Wanneer ons hoor dat mense sien ons as disippels deur die liefde wat ons vir mekaar het, dan kan ons ook nie anders vanoggend as om ons gebrokenheid te bely nie. Die feit dat ons op verskillende maniere ons eie lewens en die lewens van ander verwond. Die lewe van nie net ander nie, maar ook die lewe van die wêreld. Kom ons wy ons toe deur Gesang 2 en 9, strofe 1 en 2 te sing. Ons bely vanoggend ons geloof met 'n verwerking van die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Seun, dat hy gelei om my sonde te kan dra. Ek glo dat hy onder Pontius Pilatus gelei het,
en onregverdig veroordeel is om die oordeel oor my sonde te dra. Ek glo dat hy 'n kruisdood moes sterf vir my en vir ander. En ek glo dat hy dit vir ons almal gedoen het. Ek glo dat hy weer opgestaan het as bewys daarvan dat hy die kwaad oorwin het. Ek glo in God, die Heilige Gees. Ek glo dat hy dit wat Jesus vir ons verwerf het, waar maak in ons lewens. Dat hy ons oortuig daarvan om anders te lewe en om ons te oortuig en te verseker van die verlossing. Amen. Liefdes, wanneer ons vandag 'n bietjie met mekaar praat oor ons en die kruis, dan is die vraag of ons al gewonder het wat die kruisiging van die Here met ons sal maak. En dan praat ek nou nie van die fliekweergawes wat ons al gesien het. Ek praat nie van ander uitbeeldings daarvan wat ons dalk al raak geloop het nie. Wat sou die kruisgebeure met jou gemaak het, met my gemaak het, daardie harde werklikheid, as ons regtig daar moes staan rondom die kruis? En dit bietjie, hoe sou jou reaksie gewees het? Sou jou stem dalk opgeklink het vanuit die skare? Sou jy dalk saam met die ander geskree het, kruisig hom, kruisig hom? Of sou jy dalk stom geslaan in stilte gekyk het na wat daar gebeur? Of sou jy, omdat jy bang was, dalk ook weggehardloop het? En daar is natuurlik nog baie antwoorde vir wat ons dalk kon gedoen het, as ons daardie lyding so sou aanskou het. Maar in al daardie antwoorde, sien ons dan iets van die mense wat daar om die kruis bymekaar was, toe Jesus gekruisig is. Mense wat regtig getuies was van wat daar gebeur het. En vandag gaan ons kyk na een van hierdie getuies, en dalk gaan ons hierdie getuie ook in onsself raak sien. Dalk in sy optrede, dalk in sy reaksie. En dis dalk een van die mees tragiese getuies, tragiese figure van die Bybel. En dit is Judas. Maar voor ons gaan kyk na sy reaksies, gaan ons net eers saam bid. Ons Vader in die hemel, Here, in hierdie oggend word ons by U stil. Ons kom word stil voor die kruis. Here, ons kom ontdek onsself. Here, en wanneer ons by die kruis staan, dan wil ons ook naby aan U wees en wil ons hoor. Ons sê dankie vir U woord. Dankie dat U woord ook vir ons 'n getuienis is waarop ons kan lewe en waarop ons geloof kan bou. En Here, as ons vandag dalk in die woord ook in 'n spieël kyk en onsself sien, iets van ons optrede of ons harte, dan bid ons dat U deur die Gees so in ons sal werk, dat ons ook op daardie prentjie wat ons sien sal reageer. Dat ons met eerlikheid daarna sal kyk en gehoorsaam sal antwoord. En dan bid ons ook nou, seën die boodskap, raak ons aan in hierdie ontmoeting en seën ook ons samesyn as gemeenskap van gelowiges. Amen. Dit is die donderdag aand voor die Paasfees, waar Jesus van sy disippels die opdrag gegee het om die Paasmaaltyd te gaan gereed maak. En dan word daar vir ons die baie bekende verhaal vertel, dat Jesus dan in daardie oomblikke ook sy disippels se voete was. En dat hulle dan by die tafel aangesit het. En dan lees ons in Matteus 26, vers 20 tot 25, die volgende. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem, saam met die 12.
Terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts en een na die ander het hom begin vra, dit is tog nie ek nie, Here. Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord, dit is soos jy sê. Ons gaan vereers net tot hier lees. Nou die Paasmaaltyd was altyd 'n vreugde en 'n feesviering. Dit was 'n herinneringsgeleentheid, dit was 'n vreugdevolle geleentheid. Mense het onthou dat hulle uit slawerny verlos is. Maar met hierdie Paasmaaltyd gebeur daar ook iets anders. En ons lees in van die ander evangelies iets van Jesus se reaksie. Ons lees in die ander evangelies dat Jesus baie diep emosioneel geraak word. Hy het geweet wat vir hom wag. Hy het geweet wat gaan plaasvind, want een uit sy eie kring, iemand wat so lank saam met hom die pad gestap het, een van sy navolgers, gaan hom verraai. Maar dit was nie net dit wat vir hom swaar was nie. Net daardie besef dat iemand hier om die tafel hom gaan verraai. Dit was ook vir die disippels onverklaarbaar. En binne in hulle self moes hulle waarskynlik gewonder het, wat gaan met Jesus aan? Want oomblikke tevore het hy hierdie ondenkbare daad gedoen om hulle voete te was. En nou moet hulle hoor dat een van hulle, wat al 3 jaar lank saam met hom loop en saam met hom geleef het, hulle wat hulle lewens eintlik prysgegee het, dat hulle op hierdie oomblik, een van hulle, hom in die rug gaan steek. En dan sien ons hulle reaksie. En hulle reaksie word amper gebed, dat Jesus tog net nie vir een van hulle moet sê, maar dit is jy nie. Jy is die een wat my gaan verraai nie. En eintlik vra die disippels en hulle sê, maar dit kan tog nie ek wees nie. Hulle almal sê, dit kan nie ek wees nie. Want ek gee te veel om. Ek sal nooit my rug op die draai nie. En elke een van hulle het eintlik die verwagting om te hoor, maar dit is nie jy nie. Jy sal my nooit verraai nie. Jy sal my nooit in die steek laat nie. Jy is net te getrou. En nou kan ons indink, wanneer Jesus hierdie verraad gaan deel om die tafel, dan is daar so flattering om die tafel. Dink maar aan wanneer iemand 'n uitspraak maak en daar is so gereis. Dit gebeur daar om die tafel met die disippels. Want hulle wil weet wat is aan die gang. En dan is daar iemand wat uiteindelik die moed bymekaar skraap om te vra, maar wie gaan dit wees? En dan wag hulle. En dit lyk of hulle nie eintlik met hierdie onderlinge gesprekke van hulle hoor wat die Here sê nie. Want Jesus sê dat dit die een is wat saam met hom sy hand in die skottel gaan steek. En dan lees ons op 'n ander plek, die oomblik as Jesus sy hand in die skottel steek met die stukkie brood, dan kom Judas by en sonder om te dink, druk hy sy hand ook in daardie skottel. Nou, hulle sal eenmaal een of ander tyd hulle hande daar ingedruk het. Maar dit was nie noodwendig goeie maniere om, terwyl iemand anders besig was, dit ook te doen nie. Maar dis die manier waarop die evangelies vir ons iets wil oordra van dit wat in Judas se hart leef. Dit wat in Judas se hart aan die gang was. En wat was dit? Hy was selfsugtig. Hy was net gefokus op sy eie belange.
In die oomblik toe hy sy hand daar insteek saam met Jesus, toe besef hy. En dan ontmoet Jesus in Judas se oë. En dan vra Judas, is dit miskien ek? En dis nie asof Judas op daardie oomblik nie weet, dit is hy nie. Want wanneer hulle daar sit op daardie oomblik, dan het hy reeds met die owerhede gehandel. Hy het geweet wat kom. Maar ewe skielik dan ontbloot hy sy hart vir die Here. En hy weet dat Jesus weet wat gaan gebeur. Ons weet nie, want ons lees nie, wat verder om daardie tafel gebeur het nie. Dalk het die disippels met dieselfde vrae in hulle harte gesit as wat ons dalk nou mee sit. Dalk was hulle maar net altyd dankbaar dat hulle nie so uitgevang is soos wat Judas uitgevang is nie. Dalk was hulle maar net verlig. Maar dan ontmoet ons later vir Judas wanneer Jesus in die donker tuin na die soldate toe gelei word deur hom. En dan lees ons verder in Matteus 26 vers 47 tot 50. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Ons gaan net tot sover lees en mag ons die woorde van die Here hoor vandag, maar mag ons ook dan daarvolgens lewe. Nou hoor sien ons in hierdie gedeelte, die godsdienstige leiers het nie geweet waar Jesus homself gaan bevind nie. En hulle was nogal bang om hom deur die dag openlik te arresteer, want hulle was skrikkerig dat daar 'n oproer sou plaasvind. En daarom wag hulle skelm vir die nag. En Judas kon hulle in die nag na Jesus toe lei en vir hierdie manne met hulle stokke en swaarde wys wie Jesus daar tussen die disippels is. En dit is wat Judas dan ook afspreek met die leiers. En dan wil ons eintlik van ons kant af hier vra, maar hoekom Judas? Hoekom doen jy dit? Hoekom kan jy dit doen na 'n volle 3 jaar saam met die Here? Na al die gesprekke, na al die preke, na al die wonders, hoekom doen jy dit? En dan was daar oor die jare 'n klomp verklaringe vir hoekom Judas dit wel sou doen. Van die verklaringe is dat hy 'n patriot was, en van die verklaringe sê hy was bloot geldgierig. En dalk is dit nie vandag belangrik wat sy redes was vir die verraad nie. Want die punt is iets anders. Die punt is, iets anders was vir Judas meer belangrik as wat die Here was. 'n Ander agenda as die een van die koninkryk van God het Judas se optrede bepaal. Wat dit ook al mag gewees het. En dit veroorsaak dat hy die keuse maak om daardie nag sy rug op die Here te draai. En die oomblik as ons sê, daar waar iets anders vir hom belangriker was as die koninkryk van God, dan kan ons miskien onsself in Judas begin raak sien. Dan kyk ons dalk regtig in die spieël, want dan sien ons iets van onsself. Want hoeveel keer het dit maar nie al gebeur, dat ons dalk maar ons eie denke, en ons eie ideale, en ons eie drome, ons eie erkenning, ons eie voordeel, regtig kies om in die middel te staan. En dat Jesus dan nie ons optrede bepaal nie. Hoeveel keer het ons al 'n ander keuse gemaak as die keuse wat God van ons vra? Keuses wat baie keer selfopofferende liefde vra,
en dan maak ons die teenoorgestelde keuse. En meestal word hierdie optrede deur ons self bepaal, deur ons eie voordeel, wat nou vir my mooi en goed en gaaf is. En dis partykeer vir ons so belangrik, dat ons nie eers sal vra, wat is God se wil nie. En as ons wel daaraan aandag gee, dan kom dit soms ook maar tweede of derde. Want dan sê ons vir onsself, ek gaan maak soos wat ek wil. Dis wat ek gaan doen. Ons sal dalk nog vir God en sy woord gebruik, om ons eie optrede te regverdig, en dan gehoorsaam te wees. Judas het waarskynlik sy eie oorwegings gehad, sy eie politieke denke, waarin Jesus 'n bepaalde rol moes speel, sodat dit tot Judas se voordeel kon wees. Jesus moes diensbaar wees in Judas se agenda. En toe dit duidelik word dat Judas nie daardie rol gaan speel nie, toe word Jesus eenkant toe geskuif. En dan kan hy mos maar verraai word. Want Jesus het nie meer Judas se belange gedien. Dit is 'n groot realiteit om te besef. En as ons vandag vir mekaar sê, Jesus is ook nie daar om ons belange te dien nie. Hy is nie daar om noodwendig ons wense waar te maak nie. Wat maak dit met ons, as ons dit hardop vir mekaar sê? As ons vandag hoor, dat om deel van die koninkryk van die Here te wees, iets van jou gaan vra. Iets gaan vra dat jy op sal offer, dat jy sal prys gee, dat jy jouself sal verloon, soos wat hy sê, of jou kruis opneem. Of Paulus sê dit anders. Paulus sê dat jy lewende en heilige offer sal wees. Wat maak dit met ons as ons hier sit? Want is ons bereid om onsself te verloon? Is ons bereid om alles wat ons altyd wil kies, dalk prys te gee vir die Here? Is ons bereid om selfopofferend vir mekaar lief te wees? Is ons bereid om dit te doen ook daar waar ons nie noodwendig voordeel gaan dra uit daardie omgee nie? En Judas se antwoord op al hierdie vrae was heel waarskynlik, daar is nie 'n manier nie. Dit is net te veel. As dit wat ek wil hê en wat ek graag wil sien, nie deur die Here gerealiseer kan word nie, dan stop ons pad hier in die tuin. Dit was Judas. Ons is vandag al 26 dae in die lydingstyd, op pad na die kruisiging toe. En dalk moet ons weer vir onsself vra, wat is ons antwoord op hierdie vraag? Is ons bereid om onsself te verloon, om rarig selfopofferend mekaar lief te hê? Is ons bereid om ons eie agenda weg te skuif en die agenda van die gekruisigde Here te volg? Is ons bereid om te doen wat Judas nie wou doen nie? Want wat ons moet besef is dat ons antwoord hierop 'n baie bepalende effek het vir ons menswees en vir ons pad vorentoe. Vir Judas het sy negatiewe antwoord nie goed geëindig nie. Want ons lees in Matteus 27 vers 3 tot 5 die volgende. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwermuntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Toe hy besef wat met Jesus gaan gebeur, het hy berou gehad. Maar omdat hy nooit vir Jesus as verlosser en vergewer gesien het nie, omdat hy eintlik die hele tyd vir Jesus gesien het as iemand in diens van hom, omdat hy dalk nie heeltemal die Here se hart verstaan het nie,
Het hy nie gedink dat hy met sy berou, met sy spyt, met sy skuldgevoel waarskynlik na die Here toe kan gaan nie. Vir hom was daar in sy kop net een tragiese besluit oor. Hy was so naby aan die Here en tog so ver. Hy was 3 jaar persoonlik by Jesus betrokke, dag en nag. En tog was hy so ver van die Here se hart af, dat hy dit nie geken het nie. Jesus hang uiteindelik dan aan die kruis, ook vir die sondes van Judas, en ook vir elke keer wanneer ons keuses maak, wat iets anders in die oog het, as wat Jesus se koninkryk het. En dan moet ons besef dat ons na Jesus toe kan kom met alles. Ons kan dit alles ook na die kruis toe bring. Maar dan moet ons anders werk met ons berou as wat Judas met syne gewerk het. En met lydenstyd kom ons by die punt uit waar ons eie selfsug moet erken. En dan ook moet besef dat Jesus sy lewe opgeoffer het. Ons moet besef dat Jesus vir elkeen van ons daar gehang het. Vir ons elkeen se selfsug. Maar dat hy gesterf het en dat hy oorwin het. En daar word van ons gevra om teen ons eie selfsug die keuse te maak. Kom ons sluit af en ons bid saam. Ons almagtige God, U is die Heilige en U vra van ons om ook heilig te wees. U vra van ons om met dieselfde hart te gaan leef waarmee U geleef het. Here, ons erken dat ons eie lewens so baie keer net vol selfsug is. Here, ons besef dat ons baie keer 'n keuse maak, eerder op grond van dit wat ons graag wil hê, op grond van wat my behoeftes op 'n bepaalde oomblik is, eerder as wat ons vir U kies. Here, baie keer sien ons ander mense nie raak nie, en as ons hulle raak sien, dan dink ons ook partykeer, maar hulle is nie belangrik genoeg nie. En ons weet dis omdat ons eie behoeftes vir ons so swaar weeg. Ons bid dat U ons sal vergewe daarvoor, wees ons genadig. Ons besef dat ons op keuses maak om onsself te laat geld, waar ons eie belang vir ons so belangrik is, dat ons nie net onsself op die spel plaas nie, maar ook die bedoeling wat U nog altyd met ons gehad het. Ons bid dat ons nie ons wil sal laat geskied nie, of ons koninkryk sal wil laat kom nie, maar U se. Ons vra om vergifnis vir dit wat ons so dikwels doen, wat ons soos Judas laat lei. En ons vra, Here, wees ons genadig. Amen. Ons gaan afsluit en ons gaan Gesang 530, al 3 die strofes sing, en nadat ons die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met Gesang 526.
Geliefdes, mag ons onthou, ons is God se kroon en God se blydskap. Mag God ons die blydskap gee om ook in die kerk ons verantwoordelikheid op te neem. En mag die krag wat Christus uit die dood opgewek het, ons elkeen versterk om tot seën te wees van ander in hierdie wêreld. Amen. Baie dankie en mag u elkeen 'n baie mooi week hê. Dalk net so, ons dink ook volgende week aan Adrian, van julle sal hom onthou, hy het sy prakties hier gedoen. Hy word volgende week bevestig in Bronkhorstspruit gemeente. So, ons dink ook aan hom en ons bid om die seën van die Here toe. Mooi dag.